Welkom by Suiderparel se parkeersessies, waar ons so nou en dan 'n paar gedagtes parkeer. Welkom by nog 'n lekker parkeersessie en ons parkeer vandag so 'n bietjie by nog 'n gedeelte wat nogal vir my interessant is. Frederik, welkom terug in my kar. Dankie, is lekker om hier te wees. Lekker om jy my voertuig te hê. My kar is regtig vuil, so ek is regtig jammer daaroor. Maar dis ook okay. So, die parkeersessie vir vandag. Iets wat vir my nou nogal na in die hart is. Ons is nou deur die Paasnaweek ding en ons het lekker gesels in die vorige sessie oor wat is nou eintlik belangrikste, jy weet, is daar 'n belangriker een tussen Kersfees en Paasfees, is eintlik daai moeilike dinamika. Maar wat nou? Wat nou? Dis die tricky deel. Ons is nou Paasfees gekom, ons het die kruisiging, Goeie Vrydag gehad, ons het 'n lekker nagmaal gehad die donderdag aand by die kerk, en ons het Sondag het ons gevier dat Jesus opgestaan het. Maar wat nou? Wat beteken dit nou vir ons? Wat is hierdie tyd nou vir jou? Want kom ek vra eers vir jou, dan gaan ek vir jou sê waar ek is op hierdie oomblik. Ek dink dis ons is altyd intussen in tye. Dis soos om eksamen te skryf en nou wag jy vir die uitslae. Dis hierdie jy's bly die toets is verby, maar jy's ook nog nie seker hoe dit gegaan het nie. Jesus het opgestaan uit die dood, hy het nog nie die Heilige Gees uitgestort nie, so dis hierdie tussenin tydperk waar hy 'n paar goeters kom sê, en ek dink dit is soos in 'n goeie fliek waar iemand die laaste goeters sê voordat hy dalk weggaan op 'n lang trip, of baie keer sê iemand die laaste goeters voordat hulle laaste asem uitblaas of iets. Jy luister wat sê daai mense, want jy weet hulle gaan nie meer lank by jou wees nie. En om op 'n manier te kyk, die paar goeters wat Jesus gedoen het in hierdie tyd, nadat hy opgestaan het, voordat hy opgevaar het hemel toe, en daar's hierdie mooi stuk met Petrus, waar Petrus vergewe word, daar's hierdie mooi stuk met Thomas, waar Thomas met sy stuk twyfel kom, en Jesus verwerp hom nie. Jesus sê vir hom, kyk, hier is ek. Dis het mooi dele van God se karakter wat uitkom in hierdie tyd. Ek is so bly jy sê, dis presies waar ek is. Ek is op baie, dis so limbo, nee. Dis soos, en ek dink die gevaar in ons geestelike pad, in ons geloofspad, die gevaar in ons geloofspad is dat ons al hierdie goed in ons kerkjaar gebruik as celebrations, en dan daarna nie vanuit dit leef nie. Ek dink dieselfde met die geboorte van Christus, om te leef vanuit die geboorte uit, dat daar redder vir jou gebore is, en te leef vanuit die kruis, en dat die dood oorwin is, maar om te leef, dis 'n maklike goedkoop ding amper om te sê, maar om het fisies te gaan doen. Jy raak nou aan Thomas, ek dink nou aan die disippels wat by mekaar gekom het, en eintlik maar 'n bietjie gespanne was oor die hele storie, en gesê het hulle het vir Jesus gesien, en Thomas daar ingepoel het, en gegaan het, whatever guys. Ja, ek glo julle. Maar hy daarom nie, wat interessant is, hy het nie weggebly nie. Hy het tog teruggekom, en daar's iets van daai, ek weet daar moet nog meer wees, so daarom bly ek. En ek wonder baie keer in ons geloof vandag, die manier hoe ons geloof uitleef tussen ons vriende, ons familie, ons werknemers, ons werkgewers, is ek wonder baie keer of ons vanuit daai ding uitleef, dat daar moet nog ietsie meer wees, en of ons net default na die Bybelstories toe. Ek dink dis die tricky ding. Ek het die geleentheid gehad om 'n baie lekker gesprek te hê met iemand wat nie in die geloof is en baie opgewonde is oor 'n klomp detail. En hierdie goeders is vir hom belangrik. Soos wat het gebeur? Jesus het wat nou? En ek dink dis die vraag, is wat nou? As jy nou moet dink in jou eie geloofspad, waar jy na die kruisiging op die Sondag, nadat ons die opstanding gevier het, wat doen dit by jou as gelowige? Gooi ek jou nou met 'n hospitaalpas? Nee, ek dink die wete dat Christus die ergste ding waarvoor ons die bangste kan wees potensieel kom oorwin het, sê vir my dat daar is deur Christus, ek weet die Heilige Gees is uitgestort, ek is nie meer in daai fisiese limbo nie, en dis in die verlede, Jesus het sy Gees uitgestort, maar om vir 'n oomblik stil te staan en te sê, die oorwinningskrag is in my ook, ek het in my lewe al met goeters geworstel, met verslawings geworstel, en om te sê maar,
Daai oorwinningskrag is in my ook. Dit beteken nie ek doen dit uit my eie krag uit nie, maar die gees wat in my werk gee vir my daai opstandingskrag. Die gees wat in ons werk is dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En daarom ja, kan ek met confidence in oorwinning rondloop en vir ander mense iets beteken en in dieselfde asem oorwinning in my eie lewe ook, oor sondes, oorwinning oor struggles, oor uitdagings, oor verhoudings. Dis wie ek is. So wat ek hoor by jou is, dis eintlik dis 'n tyd om stil te staan en te fokus op dit wat gebeur het, maar om dit te gebruik in vandag om te leef soos 'n nuwe mens. Hoor jy my aircon? By wil gee wat in die bonnet was. There we go. By parkeer sessies gaan jy alles hoor. Baie dankie dat ek saam met jou kon gekuier het. Ek gaan kyk wat hoekom my aircon aangaan terwyl die kar af is. En dan sien ons mekaar Sondag. So, en ons welkom by parkeer sessies. Dankie. Welkom in my kar. Dis die eerste keer dat jy in my kar sit met skoolklere aan en ons nie gaan surf nie. So ek dink dis seker fair of wat. Voel bietjie vreemd. En dan sê gou vir my. Ons het nou so vinnig gechat. Ons is nou net deur Paasnaweek. Ons laasweek het ons 'n baie cool sessie gehad by die CSV waar die ouens die kruisies in hulle skoene getrek het. Met die idee om te dink oor Paasnaweek en dit wat kom. Maar nou is ons deur Paasnaweek. Hoe sien jy Paasnaweek, die hele event, die hele familietyd saam nou vir jou vorentoe, soos vir 'n ou wat soos in geloof is, wat dink jy is hierdie tyd? Ek voel soos dis maklik om in die hele Paastyd, die hele lang naweek soos bietjie weg te raak in die vakansietyd en die aftyd wat jy kry van skool of as nou jou ouers is van werk af. Mense raak weg en jy vergeet eintlik waarvoor dit is. En dan is baie maklik om daar weg te raak, maar ek voel ek weet nie of almal dit gedoen het nie, maar soos ons sê nou maar, as jy die Easter egg aan doen, met die klein kindertjies en so, is dit laat jy baie keer vinnig vir 'n oomblik terugflits en dan besef jy weer eintlik waarmee jy besig is, as jy nou hierdie tipe goed doen. Maar dan na Paastyd dan is dit weer net so maklik om weer te vergeet wat jy nou gedoen het hierdie naweek, waar jy nou gedink het hierdie naweek, wat se event hierdie naweek gebeur het. En ek voel hierdie tyd na Paasnaweek is dit is so maklik om weg te raak en alles wat gebeur, want as 'n skoolkind kwartaal 2 is belaglik besig en is jy dit besig met alles. Maar ek voel soos hierdie wat ons gedoen het met die kruisie en ons skoen en sulke goed, klein goedjies wat jy vir jouself moet leer en vir jouself moet laat doen om jouself te herinner waarmee jy besig is en wat hierdie tyd eintlik oor gaan. Ja, so ek hoor by jou dat 'n mens sekere goeders moet begin inbou, nê, dat veral as jy jonk is, bou dit in. Jy het nou Easter egg hunt gedoen met die kids, maar ook die mooi daarvan as 'n familie ervaar is dat dit nie net gaan oor 'n paaseier nie, maar dit gaan oor soveel meer as 'n geskenk. Eintlik dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. En ja, help my eintlik met daai ding om te sê 'n mens moet 'n bietjie meer rituele of gewoontes of goed vir jou inbou, veral wanneer dit besig raak. Ek dink dis 'n crisis nou. Vir julle is hierdie is 'n heavy tyd wat jy ingaan, jy's 'n matriek. Daar's 'n klomp stuff wat gebeur nou. As jy een sin kon gehad het vanuit die CSV van die skool om eintlik al 'n boodskap te gee vir die ouens te sê van matriek wat nou hulle het nou net hulle boeke gevat, hulle die kwartaal het weer begin. Ek het gesien die ouens dat jy weer gespanne daar binne. En is 'n rugby toer op rugby toer. Wat sal daai een ding wees net vir die ouens sê vanuit daai angle uit? Dink seker net trek deur. Druk deur. Seker maar die maklikste trek deur. Ja. Sou net jou kop oor die water en nou maar net aangaan. Gaan op jou en klaar kom. Soos die jaar is eintlik maar amper weer om vir die matriek. So trek net deur, hou jou kop oor water en net aan vorentoe beweeg. Ek waardeer baie, dankie dat jy dit met my deel. En dankie ook vir dit wat jy en Joel doen. Ek dink dis lekker om te weet dat as jong ouens ons ook kan eerlik wees oor staf en geloof wat vir ons 'n issue is of nie is nie. So jy het my uitgedaag. Ek dink ek moet nou vir my 'n paar goedjies daar in plek gaan kry, rituele. Dalk moet ek elke keer na Paasnaweek gaan surf. Ek dink dalk is dit 'n goeie ding. Dis 'n slegte idee. Dis nie 'n slegte idee nie, ja. Ons kan dit maar ritueel saam. Ek dink ons kan 'n ritueel saam. Dankie dat jy geluister het. Dankie dat jy deel is van die parkeersessies.